En ons het gesê, in hierdie kwartaal gaan ons bietjie stil staan en sê, maar wanneer liefde werk, wat gebeur met my in jou lewe? En die heel eerste vertrekpunt wat ons sê is, ons moet besef ons is in vennootskap. Hier is iets wat God begin het, nie ek en jy nie, God het dit begin. En omdat God het begin het, het ek en jy 'n vennootskap in dit wat God wil doen. En daarom, wanneer liefde werk, het dit 'n impak op ons verhoudings. En dis waar ons in die afgelope 3 weke stil gestaan is, net so 'n bietjie by verhoudings, om te sê dat luister, omdat ons nou verstaan, hier's iets wat in my en jou 'n nuwe verwysing ingebring het, want die Gees vorm ons as mense, maar nie net ons as individue nie, maar ook as 'n liggaam. Ons is die tempel van God, ons is hierdie familie. Ons wil eintlik die woordjie gebruik crew, nee, want 'n crew sê, yes, ons het dieselfde uitkyk, en ons is op hierdie verwysing aan die gang, en ons wil vermag wat God vir my en jou bestem het. En daarom, wanneer liefde werk, is daar een groot ding wat Paulus daartoe gaan, en ons staan so 'n bietjie stil hierdie jaar, soos almal weet, vir jou dalk nie vanoggend die wat weet nie, is dat ons staan stil bietjie in die briewe van Paulus wat hulle aan Korinthe skryf. En in die tweede gedeelte van hierdie brief, help Paulus ons iets verstaan oor finansies. Nou luister, voordat jy sê, ag, tog, hier kom alweer 'n preek oor geld, nee, en dis glad nie wat Paulus na toe gaan nie. Paulus vra eintlik vir ons 'n vraag, van doorgegaan. Daar's verhoudingbreek wat plaasgevind het in 1 Korinthe, sien ons in die brief, en ons gaan dit nou optel, maar hierin is daar iets so belangriks wat Paulus aan die Korinthe gemeente wil duidelik maak. En eintlik die vraag wat ons vir onsself moet vra is hierdie, waarvan is jy deel? Ek en jy kan nie deel wees van die koninkryk van God, maar nie besef waarvan is ons deel. So waarvan is jy deel? Kan ons dit verwoord? Wat beteken familie vir jou? En dis eintlik waartoe Paulus, hy vra die vraag, hoor, soos ons praat oor familie, wat beteken dit vir jou? Watter koninkryk vorm jou? Want hier is 'n gedeelte wat ons moet verstaan, hier is 'n nuwe heerskappy oor my en jou lewe, en hierdie heerskappy sê eintlik vir my en jou, dis eintlik die heerlikheid van God, hierdie openbaring van wat God oor ons sê. Maar hier's 'n groot vraag, is waarmee is die Gees besig in jou? Wanneer liefde werk, besef ons, wag 'n bietjie, hier is iets wat God in my en jou kan doen, sodat hy deur my en jou kan werk. En daarom kom Paulus, en hy gebruik nie eers die woord geld in hierdie gedeelte, waar ons gaan stil staan is 2 Korintiërs, natuurlik 8 en 9. Hy gebruik nie eers die woord geld nie, inteendeel, hy gebruik woorde soos genade, koinonia, familie, nee, gemeenskap, diens, evangelie, dankbaarheid. Want doorgou, die storie is baie dieper as net eenvoudig geld. En is juist waartoe ons moet gaan wanneer ons ontdek, wanneer hy met hierdie ouens praat, deur hierdie brief wat hy vir hulle skryf, is daar iets wat in die familie gebeur het. En eintlik om dit te kan ontdek, moet jy teruggaan in Handelinge toe, want daar's 'n oomblik wat 'n profeet geprofeteer het oor die droogte wat plaasgevind het, en hierdie droogte vind plaas in Judea, en daar's 'n gemeente, Laodicea, nee, hierdie gemeente het 'n fondsinsameling gedoen, al ken hulle nie die ouens van Judea nie, op die aandring van Paulus, en in Handelinge 11 sien ons hoe hierdie fondse, hierdie gemeenskap bereik, om hulle by te staan in die tyd van nood, in hierdie erge tyd van droogte. En iets wat gebeur is dat ons sien nie in hierdie gedeelte, dat die eerste gelowiges eintlik vra, okay, wie se skuld is dit nie? Dink net bietjie daaroor, ons het baie keer hierdie geneigtheid, wanneer dit moeilik gaan in ons lewe, dan vra ons die heel eerste vraag, ja maar, wat het ek verkeerd gedoen? Hulle vra nie, word hulle gestraf nie, hoekom laat God dit toe nie? Nee, hulle is op 'n plek om te sê, hoe help ons? Hoe stap ons in hierdie spasie, en hoe dra ons by, hoe help ons hierdie ouens deur hierdie verwysing gaan? En is eintlik uit hierdie gedeelte waar Paulus dan die gemeente van God mobiliseer. Ouens in Macedonië, Gaia, Filippi, Thessalonika en ook Korinthe. En ons sien eintlik in 1 Korinthe dat hierdie
gedeelte plaasvind waar hulle begin met die fondsinsameling, maar dan gebeur daar iets, daar is 'n verhoudingsbreuk. En hierdie fondsinsameling stop in Korinthe. En dis so belangrik dat ek en jy moet besef dat hoeveel keer loop goed skeef omdat verhoudinge skeef loop. En dis hoekom Paulus so direk is wanneer hy ons help, om te sê, een van ons belangrike konsepte wat ons moet verstaan is, hoe beïnvloed wanneer liefde werk, my en jou verhoudinge. En Paulus natuurlik in hierdie gedeelte waar hy hierdie ouens help en bemagtig en aanmoedig, omdat hulle in sy apostelskap twyfel en hierdie verhouding breek, los hulle die fondsinsamelingsproses. Maar dan sien ons in 2 Korintiërs 7, waar hierdie verhouding herstel, en Paulus so opgewonde is, en dan sien ons hoe tel hy weer die gesprek op met hulle. En it's amazing die verrassende komponent wat ons ontdek in hierdie gedeelte. En luister wat sê hy vir hulle. Hy sê, ons laat julle ook weet, broers, van die genade van God wat aan die gemeente in Macedonië gegee is. Dat hulle te midde van swaar beproewinge as gevolg van verdrukking, hulle oorvloedige vreugde en hulle diep armoede laat oorvloei het, in 'n rykdom aan vrygewigheid van hulle kant af. Ek getuig dat hulle na vermoë, ja selfs bo vermoë bereidwillig was. Hoor jy gou net iets, hierdie ouens gaan deur 'n moeilike, intense situasie, kan vir jouself net indink, wat in daardie omgewing aan die gang is. Ek bedoel, hulle is nie ryk nie, hulle kry swaar. Hulle beleef vervolging. Meer as dit, jy kan dink, baie van hulle 10 teen hulle werk verloor, hulle status in hulle samelewing het verander, hulle families het hulle moontlik uitgeskop omdat hulle in Jesus begin glo het, maar een ding wat belangrik is dat hulle vat genade, want dis waar hy eintlik kom, hierdie genade komponent wat hulle bemagtig, en die genade komponent bemagtig hulle om wat? Om vreugde nommer 1 te beleef aan die een kant in hulle swaar kry, maar aan die ander kant wat dit doen is, dit sit hierdie swaar kry saam met vreugde by mekaar sodat dit uitloop in iets. Luister gou, dit word doelgerig. Ek dink baie keer in ons eie lewe kan ons oor moeilike omstandighede waardeur ons gaan eerder moan. En ons so 'n bietjie op asoop gaan sit en 'n pity party hou. In plaas dat ons wat doen, by 'n plek aankom waar hierdie vir ons begin werk. En dis vir my amazing net in hierdie storie. Ek bedoel, Paulus sê nie, kyk hoe great is die Macedoniërs nie. Hy sê, kyk hoe God se genade in hulle begin werk. Jy sien, wanneer liefde in my en jou begin werk, help dit ons om anders te kyk oor ons situasie. En dit bring ons in 'n spasie om te sê, maar wag 'n bietjie, hierdie is nie wat ek en jy beter probeer doen nie, dis iets wat die Gees van God in ons begin vorm. Ek dink iets wat uitstaan in hierdie hele gesprek wat Paulus het met Korinthe, is hierdie volgende vers. Hy sê, hulle het pleitend by ons aangedring om deel te hê aan die genadewerk van hulpverlening aan die heiliges. Dink gou net oor hierdie verwysing. Hoeveel van ons het al swaar gekry en dan pleitend aangedring om deel te neem in waarmee die kerk besig is? Challenge, nee. Dis waantoe hy gaan met die gesprek. Hy sê, luister gou, ons leer iets by hierdie gemeente van Macedonië. Iets wat hulle verstaan het, iets wat hulle motiveer het. En hier is die ding wat hulle motiveer het, daardie woordjie deel te kan hê, is eintlik die woordjie in Grieks, koinonia. Sien, hulle het iets verstaan van wanneer ons in vennootskap staan mekaar, dan neem ons deel, want ons is verbind. Ons het, ander het nie, en op die einde van die dag, moet ons by 'n plek aankom om te kan ontdek, hierdie koinonia wat uitstaan, ons behoort aan mekaar. Dis wat God in ons begin bewerk het, maar meer as dit is ons 'n deel aan dieselfde liggaam. Die Gees het ons familie gemaak. Dis iets wat ek en jy begin het, né?
En op die einde van die dag kan ons sien, hier is iets so krities, is die grootste wonderwerk is nie dat arme mense geld gee nie. Want ek dink dis baie keer waar ons op fokus. Die grootste wonderwerk is die feit dat hulle hulself deel wil maak aan dit wat aan die gang is, omdat hulle deel gemaak is deur die Gees, doen hulle oproep aan Paulus, en hulle sê, Paulus, luister man, ons wil deel wees aan hierdie, hulle het gepleit, jy kan vir jouself net indink. Ek bedoel, dit is teenstrydig ten opsigte van die kultuur van die dag. As jy net gaan dink bietjie die storie van die wêreld, hoe dit nou staan, maar hoe dit was daai kere ook, nee. Ek bedoel, Jode en Grieke, rykes en armes, slawes en baase, mense wat mekaar binne die kulturele konteks eintlik gehaat het. Dis daai ding van ek het my probleme, jy het jou probleme, maar ons praat nie met mekaar oor ons probleme nie. Joune is joune, myne is myne. Ons kom nie in daai spasie nie. Nee, bring hy ons by 'n plek om te sê, wag 'n bietjie, hierdie ouens het 'n ander begrip ontdek. Van, okay, dis hoe die wêreld funksioneer, maar die liggaam van Jesus Christus, hierdie nuut geskeppe verwysing wat God begin het 'n ander uitdrukking. Hulle gee vir mekaar om. Dit is eintlik meer as wat ons ooit kan verwag. Dra mekaar se laste, hulle bid vir mekaar. As jy net vir jouself indink, hoeveel van hierdie goed is teenstrydig ten opsigte van 'n wêreldse komponent wat ons self vandag sien. Maar iets wat Paulus natuurlik binne in hierdie spasie wil uitbring is dat dit demonstreer wie koning is oor ons lewe. Hy sê iets van hierdie groepering, hierdie gemeente in Macedonië, kan ons sien dat die Gees regtig besig is om mense te vorm en die koninkryk regtig aan die begin is om te werk. En dis hoekom Paulus so opgewonde is. Want ouens begin dit verstaan, hulle snap dit. Mense wat jy nooit gedink het, sou help nie, staan in 'n spasie en ewe skielik begin hulle help. Die heerskappy van die koning het begin werk in hulle. Hierdie Romeinse ryk wat geskoor was op geweld en status en selfverheffing, kom die koninkryk in 'n spasie in, en wat gebeur is deur genade word mense gemotiveer om selfopofferend te leef. Hulle leef met hierdie liefde omdat hulle deel is van iets groters. Hulle het verstaan hierdie koinonia verwysing. En nou as ek en jy gaan lees, dan besef ons, okay, dis hoekom Paulus ons by 'n plek bring om te sê, hierdie bediening gee eer aan God. Hierdie bediening bevestig eintlik die evangelie. En as iets wat mense begin doen, hulle begin die karakter van Jesus uitleef. Het praat iets van hierdie Jesus, wie ek en jy dien. En verder lees ons eintlik iets besonders. En ek wil dit vir jou die message uitlees. Nou vir die wat nog nooit die message gelees het, dis Eugene Peterson, nee. En hy skryf eintlik in sy eie woorde, maar hy verloor nie die storie, die draad van die storie nie. Nou, hier is wat hy skryf. Hy sê, this was totally spontaneous, entirely their own idea, and caught us completely off guard. Dis nie hoe ons gedink het, hulle gaan deelneem nie. Hierdie is totaal en al buitekant die boks. Ons het nooit eers daar gedink nie. En dan sê hy, but what explains it was that they had first given themselves unreservedly to God and to us. Dit was die eerste vertrekpunt van hierdie ouens in Macedonië. Is nie die feit dat hulle Jesus ontdek het vir wie hy werklik waar is, dit is die feit dat hulle self gegee het unreservedly to God and to people. En nou sê hy, the other giving, dis die heel eerste gedeelte van the other giving, hierdie bymekaar maak van die fondse, was simply flowed out of the purpose of God working in their lives.
Want die wil van God het ewe skielik 'n realiteit vir hulle geword, om anders te dink oor waarmee en hoe hulle self bevind binne in daardie spasie. Dit het nie gegaan oor die feit dat hulle iets verkeerd gedoen het, dat hulle self in daai omstandighede gekry het nie. Die genade van God het hulle bemagtig, eintlik om in daardie spasie te kom. En daarom verstaan ons, hier is 'n sleutel dit. Geld gee kan nooit 'n plaasvervanger wees van jouself gee nie. En ek dink baie keer wanneer ons oor finansies praat, is dit die ding, is dat want God soek nie jou geld nie, hoor gou, hy besit anyway alles. Hy soek my en jou hart. Want hier is die ding, as my hart aan Jesus behoort, dan doen my geld ook. Het gaan nie meer oor ek beskerm my nie, en ek bou my koninkryk nie, maar hier is 'n verandering, want ek kom by 'n plek om te sê, okay, maar hoe werk ek nou saam met God? Hoe leef ek in hierdie koinonia verhouding? En hier is 'n groot vraag, hoe wys my finansies, Jesus is koning oor my lewe? En dis iets wat die Macedoniërs verstaan het. En dis waartoe Paulus ons vat. Hy sê, ek sê dit nie as 'n opdrag nie. God kom nie by my en jou en sê, jy moet gee nie. Dis nie 'n opdrag nie. God help ons om iets te verstaan, en dis wat Paulus sê. Hy sê, maar om die egtheid van julle liefde in vergelyking met die ywer van ander te toets. Luister gou, ons is baie keer ywerig. Maar die vraag is, doen ons dit? Ons maak baie keer beloftes, ja, ek gaan nou begin bydra, ek gaan deelneem, en dan doen ek nooit nie. Dit is waartoe hy gaan. Hy sê die ywer van die Korintus het platgeval oor 'n verhoudingsbreuk, maar die fokus moet wees op die liefde wat ek en jy vir God en vir mense het. So die fokus is nie of jy van iemand like of nie like, dit is nie die ding nie, dit moet nie my in jou ywer. Nou sê hy, hier is die toets. Is die toets eintlik wat ek en jy ons liefde kan verstaan, maar op die einde van die dag ons liefde kan plot ook. Ek weet, hierdie goed is baie keer nie vir ons lekker nie. Maar hoor wat sê hy? Hy sê, julle ken die ongelooflike goedheid van ons Here Jesus Christus. Alhoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kan wees. En hy sê, wat gebeur in my en jou is die liefde van God begin ons nou dring. Van die ontdekking van dit is so groot, die genade wat in my en jou lewe begin werk, want dit gaan nie oor dat ek moet gee nie. Dit gaan oor wanneer liefde in my lewe begin werk, het ek 'n ander perspektief oor finansies. Dis wanneer hierdie liefde in my en jou begin werk, dan volg finansies dit wat ek en jy nou verstaan. En die feit is, hierdie koinonia, hierdie gemeenskap wat ons het, verander natuurlik die manier hoe ek oor 'n klomp goeders dink, want hoor gou, die identiteit van die wêreld lê in geld. Hoe meer jy het, hoër gesien word jy, meer gesag, dit praat van status, dit praat van sekuriteit en beheer. Maar hier is iets wat Paulus ons mee help. Hy sê, as die Gees in my en jou begin werk, dan word ons diensbaar. Het gaan nie oor wat ek kan kry nie, maar hoe neem ek deel? En dis juist wat die Macedoniërs gedoen het, hulle pleit in hierdie spasie, want die Gees van God het in hulle gewerk. Dit is nie net 'n offer nie, ek bring dit nie net om goed te voel daaroor nie, maar is 'n deelname aan God se werk in hierdie wêreld. Ek neem deel aan waarmee hy besig is. Wat vir my besonder is, en ek weet nie of jy dit opgetel het, terwyl ons hierdie gelees het nie, hierdie is nie emosionele hype nie. Dit is eintlik mense wat beplan het. Hulle het gespaar, hulle het voorberei. Dit is mense wat gekies het om hierdie fondse bymekaar te maak. Hulle het die risiko geneem, hulle het die verantwoordelikheid geneem, want liefde
In effek is nie 'n gevoel nie, dis nie ek voel net nie, maar liefde is eintlik gestruktureerd. Dit beplan om dit te kan uitleef. En dis die amazingste ding, wanneer liefde werk, word selfs begrotings deel van disippelskap. Dis goed wat God my leer, om binne in dit wat hy vir my gegee het, te kan leef. Hy bring ons in 'n spasie om nie uit skuld te wil gee nie, of manipulasie of dwang nie. Inteendeel, Paulus bring ons in hierdie gesprek in 2 Korintiërs 9 vers 7, dan sê hy, let each other one give, thoughtfully and with purpose, just as he has decided in his heart, not grudgingly or under compulsion, for God loves a cheerful giver and delights in the one whose heart is in his gift. Daar's iets net wat uitstaan in Spreuke 22 vers 9. Spreuke 22 vers 9 het hierdie besonderse gedeelte om te sê dat as ek en jy met oorvloed kan sien, dan volg ons hart. Ek wil net weer sê, want dit is so amazing net om te sien wat hierdie ou Salomo vir ons geskryf het, om gesê, die beïnvloedende faktor vir my en jou oorgee gaan oor ons oë, die manier hoe ons sien. Jy gaan of jou tekort sien, of jy gaan die oorvloed sien, omdat jy deel is van die familie, deel is van die koninkryk, God die een is, wat oor jou heerskappy het. En hy bring ons in hierdie gesprek om te sê, waar gaan hierdie goed? Waar gaan dit alles wanneer ons praat oor wanneer liefde werk? Verhouding, vertroue. Het gaan oor die koinonia. En nou is die vraag is, hoe werk die Gees in my en jou? Want as ons prakties daarna kyk, moet ons besef, wag 'n bietjie, hier is iets wat ons moet ontdek. Wanneer die Gees saam met my werk. Heel eerste gedeelte is, gee jouself eerste aan God. Hier is so 'n belangrike verwysing net. Hy sê hulle het hulle self eerste aan hom gegee. Dis nie eers aan 'n gemeente nie, dis nie eers aan iemand, dis eerste aan God. Ek gee my totale lewe aan hom, en ek sê vir hom, Here, ek erken die koningskap oor my lewe. En dan gee ek myself aan die missie, aan die mense, wat saam met God, en saam met my, hierdie moet vermag. So gedeelte net om te sê, dat ek en jy moet weer sien, waarvan is ons deel. Want ek dink ons verloor baie keer die visie oor waarvan ons deel. Die Gees het my en jou deel gemaak van die liggaam. Ons is in hierdie familie en ons is deel van die koninkryk van God. En die manier hoe dit 'n realiteit word in ons samelewing is deur ons. En dan laat liefde jou verstaan van geld verander. Ek dink ons besef nie dit nie. Wanneer liefde in my en jou lewe begin werk, verander ons perspektief. Geld word dis 'n hulpmiddel. Dis nie my identiteit nie. En is definitief nie die God van my lewe nie. En dan sê hy, help ons. En die manier hoe ons dit doen is om deel te neem. Ons is die Macedoniërs wat pleit en sê, ek wil deel word van hierdie. Het gaan nie oor hoeveel ek gee nie, inteendeel, dit gaan hoe kan ek deel wees? En as jy mooi daaroor gaan dink, is dit die gedagte hoekom Paulus ook so 'n groot agting gehad het vir hierdie projek. Hierdie projek wat in hierdie wêreld iets sigbaar sou maak. Hierdie projek wat meer is as preke vir mense. Hierdie projek wat nie net goeie idee was nie, maar mense laat iets hoor oor die God van hierdie liggaam. Om mense te laat sien, daar is 'n tipe en 'n nuwe tipe mensdom. Mense wat mekaar dra, wat mekaar dien. Mense wat nie deur geld beheer word nie, maar mense wie se koning regtig Jesus is. En wanneer liefde werk in ons finansies, word die wêreld herinner aan daar's 'n ander koning. Daar's 'n ander manier van mens wees.
en daar is 'n ander koninkryk. Jy sien, die uitnodiging is nie om meer geld te gee nie, dis nie waar dit gaan nie. Die uitnodiging is om te besef, waarvan is ek en jy deel? Dis wat God wil hê in my en jou lewe werk. Wanneer ek en jy hierdie grootste wonderwerk verstaan wat God kom doen het, dat hierdie liefde in my en jou lewe begin werk, die Gees wat my en jou verbind, en die Gees wat besig is om deur ons in hierdie wêreld Christus bekend te maak. Hoe ons in verhouding staan met mekaar, maar hoe ons finansies bestuur. Mag dit vandag vir jou die beginpunt wees van hierdie reeks, waar ons werklik waar gaan kyk na die effek wat dit kan hê. Wanneer ons begrippe doen, wanneer ons dit begin uitleef, wanneer mense dit vat as waarheid oor hulle lewe. Want dis deur wie God die storie verder skryf. Dis deur 'n gemeente soos Macedonië. Dis deur 'n gemeente soos Doxodeo. Dis deur ons wat deel is van die liggaam van Jesus Christus. Deur sy koninkryk. En mag hierdie jou 'n nuwe perspektief gee oor hoe kyk ek anders wanneer liefde in my begin werk. Amen. Hier is die laaste ding wat Paulus waar jy mense moet aan vashou. En so kom hy ook weggeskram het om vir ouens te sê dat hulle moet bydra aan sy bediening. Want hulle moes heel eers eens ontdek wanneer liefde begin in ons lewe werk, wat verander dit? Miskien is ons nog net eers by die vennootskap en dis okay. Net om dit eers vas te maak en naar waarvan God ons deel gemaak het. Miskien is ons al om te besef dat wanneer liefde in my lewe begin werk, begin verhoudinge anders te opereer. Ons begin anders na mekaar kyk. Ons begin saam leer en saam ontdek. En dalk is dit nou al waar ons by 'n plek kan kom om te sê, hoe dink ek oor finansies? En hoe impakteer daardie denke my daaglikse lewe? My manier van deelname? Ja, maar mag ons altyd die begrip heel eerstens inneer, soos wat ons geleer het van Macedonië, dat hulle heel eerstens gegee het vir en vir mense. En die res is 'n uitvloei uit daardie perspektief. Dit kom dus natuurlik. Dis nie geforseer nie. Dis nie emosioneel nie, maar dit is wie ons word. Marked by His glory and known by your love. Ons eer U net vandag, Here, dat ons kan saam wees, dat ons in hierdie tyd kan saam bid, saam kan vertrou. Soos wat ons in die begin daai lied gesing het, Here, waar daar doodsbenere nog is in lewens. Ons sien dit in ons gemeenskap, Here, dat ons vanoggend by die plek kan kom en sê, hoe spreek ons lewe? Dit is nie net deur woorde nie, maar dit is werklik om te word wie ons bestem het, sodat ons hierdie lewendgewende liggaam kan wees, want dis die Gees aan ons wat lewe werk en bewerk in ons samelewing. En ons eer U net vanoggend daarvoor. Heilige Gees, kom vorm ons. Kom doen die werk, sodat wanneer liefde werk, hierdie wêreld sal sien. Jesus is die koning. Amen.